goeiedag, baie welkom weer by ons program Gebedsversoeke. Dis 'n wonderlike voorreg om weer saam met julle te kan kuier vandag en ons is ook opgewonde om te hoor wat het die Here vir julle gedoen. Stuur asseblief julle gebedsversoeke aan ons, maar ook die getuienis, die uitkoms daarvan. Ons wil graag anderstig en saam met almal bly wees en hoor hoe die Here antwoord. Van my, Yvonne Besuitnout en Ansie Smit, sê ons welkom by ons. Ons praat vandag 'n bietjie verder oor wat verhinder jou gebed na die Here. Wat is dit wat 'n struikelblok veroorsaak? Ons het verlede week 'n paar punte aangeraak. Hierdie week gaan ons hier en daar herhaal en dan gaan ons ook net bietjie verder om te sê wat veroorsaak 'n struikelblok. Vandag kyk ons na hardnekkige ongehoorsaamheid aan God se woord. Sagaria 7 vers 11 tot 13 lees, maar hulle het geweier om te luister en wederstrewig die skouer afgewend en hulle ore toegestop om nie te hoor nie. Ook het hulle hart soos 'n diamant gemaak om nie die wet te verneem nie en die woorde van die Here van die leerskare deur die diens van die vroeëre profeet gestuur het nie. So het daar dan van die Here van die leerskare in groot toorn gekom. Daarom, soos hy geroep en hulle nie gehoor het nie. Dis sal hulle roep, maar ek nie hoor nie, het die Here van die leerskare gesê. Opsetlike verwerping van God se woord sal lei tot God se verwerping van ons woorde en ons gebede. So as jy nie luister na God se woord nie, sal hy jou geroep verwerp. En dan moet jy nie wonder, hoekom antwoord die Here nie. So luister, as die Here met jou gepraat, die Here praat deur sy woord, het ons sy wil gedoen, het ons sy opdragte uitgevoer, so dink volgende keer, voor jy God se woord verwerp, dat dit dalk nie 'n hindernis is nie. Ons kyk ook dan nou verder na nalatigheid van die armes. Ja, as ons kyk na nalatigheid van die armes, Spreuke uit 21:13, wie sy oor toestop vir die geskreeu van die arme, hy sal self ook roep en nie verhoor word nie. God sorg vir ons, so hy verwag van ons ook om ander te help. Ons sê altyd, ons is geseën om tot 'n seën vir ander te wees. As dit in jou vermoë is, help ander, dat ons goeie saad saai. Gebrek aan besorgdheid oor die armes, Spreuke 21:13, waarsku ons dan ook, elkeen wat sy ore sluit vir die geroep van die armes, sal self roep en nie geantwoord nie. Julle kan ook gerus kyk in Jakobus 2:13, Matteus 18:30 tot 34. Een manier om te verhoed dat ons gebede verhoor word, is dus as ons nie deernis het vir ander arme mense nie. Ons kan nie altyd sê ons bid vir jou, en ons sien hierdie persoon is baie honger, of hierdie persoon kry baie koud nie. So kom ons probeer om saam met gebed ook dan te voorsien in hierdie persoon se behoeftes. Ja, ons kyk ook dan na die onregverdige behandeling van jou gade, jou man. Hoe behandel jy jou man? Hoe behandel jy jou vrou? Ons lees in 1 Petrus 3 vers 7, so moet julle manne verstandig met hulle saamlewe en aan die vroulike geslag, as die swakkere eer bewys, omdat julle mede-erfgename van die genade van die lewe is, dus dat julle gebede nie verhinder mag word nie. Hier sê die woord van die Here duidelik, as ons nie eer bewys aan ons gade nie, as ons hulle nie reg behandel nie. Ja, die Here praat hier van die vrou, maar ook so dan vir die man. Sê hy hier duidelik dat julle gebede nie verhinder mag word nie. So broer, suster, hoe behandel jy jou gade? Beantwoord die Here jou gebede, of antwoord hy nie? Is dit dalk omdat julle mekaar nie reg behandel nie? Hier praat hy meer spesifiek van die mans gebrek daaraan om 'n mens se vrou met behoorlike begrip en liefdesorg te behandel, sal daarna toe lei dat jou gebede verhinder word. Baie meer kan bygevoeg word, maar dit behoort 'n goeie begin te wees aan elkeen om te verseker dat jou gebede nie verhinder word nie. Die teenwoordigheid van hindernisse beteken dat ons nie hoef perfek te wees nie, maar dat ons moet strewe daarna om
so na as moontlik aan die wil van God te leef, sodat God ons gebede kan verantwoord. Selfs al vind ons sukkel met enige of ander hindernisse, moet ons na God gaan met 'n gesindheid en 'n openlike belydenis en sy hulp vra. Sukkel jy om met jou man te kommunikeer? Sukkel jy om met jou vrou te kommunikeer? Sê jy elke nou en dan, ek kan nie 2 woorde met my man gesels nie, dan eindig dit in 'n argument of andersom. Het jy al hierdie probleem na die Here toe geneem? Ek onthou jare gelede, toe ek en my man net getroud was, het ons soms ook maar gehak en ons het gesukkel. En ek het die gewoonte aangeleer, in die aand as ek en my man langs mekaar op die bed sit of lê of hoe ook al die geval en ons praat met die Here, dan het ek vir die Here gesê, Here, hierdie man wat U vir my gegee het, doen die of daardie. En my man het geluister aandagtig na wat ek voor die Here gelê het, met die probleme wat ek dan nou gesukkel het om met hom te kan kommunikeer. En natuurlik het my man ook dan nou van die geleentheid gemaak om met die Here te praat oor my. En weer eens het ek aandagtig geluister. Ons het nie mekaar onderbreek nie, want die gesprek wat ons gevoer het was nie met mekaar nie, maar met die Here. So ons kon nie met mekaar se gebede, soos die Engelsman sê, interfereer nie. Ons moes regtig luister. En so het ons geleer om ons probleme na die Here te vat. En dit was nie baie lank nie, en ons het gesien die probleme raak al hoe minder. Dit is makliker om met mekaar te gesels, is makliker om met mekaar oor die weg te kom. So ek wil weer vra, wat verhinder jou? Ons moet begrip hê en ons moet spesifiek wees. Hierso ons luister, lees weer hierso, 1 Petrus 3 vers 7 sê uitdruklik vir ons dat ons so 'n houding in 'n man sy gebede kan verhinder as ons nie reg leef nie, as ons mekaar nie respekteer nie. Onthou die Here het vir Adam 'n hulp gemaak, nie 'n slaaf gemaak nie. En in die geestelike sy is die man die hoof van die huis en dan die vrou en die kinders. Maar nou sê dit nie, man, jy moet nou, die vrou moet heeltyd sy moet onderdanig wees, maar dit sê nie sy mag nie 'n opinie hê nie. Dit sê nie sy moet net opgetrap word nie. Nee, dit is verkeerd. Die Here sê ons moet ons mans en ons vroue lief hê soos wat Christus die kerk lief het. So moet jy jou man lief hê, so moet jy hom respekteer en andersom. So kom ons wees versigtig hoe ons mekaar behandel en of ons mekaar die eer gee wat mekaar toekom en of ons mekaar met liefde hanteer of is ons jak ons mekaar af. Kom ons wees versigtig hoe ons dan mekaar benader. Ja, ek dink dit gaan hier oor in respek, dat ons die een die ander moet hoor. Baie keer is daar argumente of is daar verskil en dan albei is te trots om te sê ek is jammer. Maar sê ek is jammer en maak die foutjie reg en kommunikeer en gaan aan. Want jy kan nie dat daai klein dingetjie later jou huwelik vernietig of jou gebede verander nie. So kom ons dan ook by die volgende punt, trots. Trots is die teenoorgestelde van 'n nederige gees. As ons in die Bybel gaan kyk, oral staan daar wees nederig. En al wat trots is eintlik, is om te sê ek gee myself die krediet. Ek kan dit self doen, ek het nie iemand nodig nie, ek het nie jou geld nodig nie, ek sal self my eie planne maak. Dit gaan ook oor selfaanbidding. Jy erken nie God nie, en wat ons in die wêreld eintlik bereik is net uit liefde en genade. Geen een van ons sit vandag hier en kan nie getuig van God se goedheid en grootheid nie. So wat ons het is net genade en wat ons besit is net aan ons geleen. Trots verhinder jou om God se stem te hoor. Dit verhinder jou ook om sensitief te wees vir die Heilige Gees. Baie keer as ons trots is, dan pas ons dit toe op selfregverdiging. Jy praat met jou sonde goed, jy pas dit aan sodat dit jou pas. En ons moet lewe dat God trots is op ons. Ons is ouers wat altyd, daar's ook 'n regte manier van trots as jou kind presteer of as jou kind goed doen in sport, dan sê ons ook baie keer, mamma is trots op jou, pappa is trots op jou. Maar ons kan nooit God
ontken in ons lewe nie. En dis waar die probleem kom. As ons so trots raak, dat ons man, dis my besittings, ek het gewerk vir dit. Maar weet jy die krag en die vermoë en die talente gegee om te werk vir dit? En dan weer soos ons gesê het, trots kan jou vernietig. Ons sien baie mense wat hoog vlieg en dan kom hulle tot 'n val. Dit verblind jou ook vir ander mense se behoeftes. Jy is so trots dat jy nie eintlik dink aan ander se behoeftes wat daai persoon nodig het nie. En dit kan ook in die huwelik voorkom dat jy so trots is, jy gun daai persoon nie 'n opinie nie. Jy gun daai persoon nie om te sê hoe hy voel nie, want jy dikteer eintlik die huis. Jy is hoof van die huis en almal moet maar net by jou inval. Dis nie wat God vir die huwelik ingestel het nie. So kom ons ondersoek onsself vir trots in ons eie hart. Is daar iets wat my gebed verhinder, sodat ek ook God nie te na sal kom nie en ook ander? Ons lees in Psalm 10 vers 1 tot 18, ek gaan nie die hele stuk vir julle lees nie, ek vra julle gaan lees 'n bietjie na in julle tyd, wanneer julle boeke vat, oor hierdie gedeelte, want dit vertel vir ons baie duidelik hoe trots is en hoe die Here dit sien. Ek wil net vir julle 1 of 2 versies lees. Psalm 10 vers 3 sê, want die goddelose juig oor die begeerte van sy siel, en hy seën hom wat onregverdige wins maak. Hy verag die Here. Dan net vers 2, in sy trots, hy vervolg die goddelose, die ellendige. Hulle laat hulle gegryp word in die listige planne wat hulle uitgedink het. So die hele Psalm 10 gaan oor trotsheid. So kom gaan lees dit 'n bietjie en gaan kyk, wat sê die Here oor trotsheid? Wat moet ons doen daaroor? Ja, as ons ook kyk, trots is maar die eie ek. Ek wil my manier hê van dinge doen. Dit gaan goed, ek gaan goed lyk in ander mense se oë. Ek gee nie om of ek op jou trap om bo uit te kom nie, maar dis wat ek wil doen. So, soos ek gesê het, kom ons ondersoek ons elke dag. Is daar trots in ons harte? En wie kom ons te na met hierdie trots? As ons dan ook kyk verder, soos Yvonne gesê het, die Bybel is vol van trots en hoogmoed. As ons kyk na Jakobus 4 vers 6, maar hy gee groter genade, daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Nog 'n vers, Matteus 5:3, salig is die wat arm van gees is, want hulle behoort die koninkryk van die hemele. Spreuke 16:18 tot 9, trotsheid kom voor die verbreeking, en hoogmoed kom tot 'n val. Vers 19, dit is beter om nederig van gees te wees, saam met die ootmoediges, as om die buite verdeel met die trotsaards. Spreuke 29:23, die trotsheid van 'n mens verneder hom, maar die nederige van gees sal eer verkry. So kom ons wees nederig. Nederigheid is nie om net te buig vir alles. Die nederig is om 'n sagte gees te hê en te erken as jy 'n fout gemaak het. En te sê, maar ek is jammer. En al het jy nie 'n fout gemaak nie, ter wille van vrede baie keer in 'n verhouding, in jou huishouding, moet jy maar erken en sê, al voel jy binne in jou hart, ek het niks verkeerd gedoen nie, sê ek is jammer. Dis niks om die minste te wees nie. En sê, vergewe my asseblief, dat daar vrede in die huis kan wees. Ja, nou ons sien ook, jy weet, dat soveel mense is te trots om te sê ek het hulp nodig. En dan veroorsaak dit dat hulle oorgaan in depressie, hulle gaan oor na selfmoord. So dit is alles dinge wat die duiwel vir jou wil sê, jy kan nie hulp vra nie, jy mag nie hulp vra nie, maar dit is trotsheid. Kom ons, soos die spreekwoord sê, kom ons plaas dit in ons sak, en ons kom na die Here toe en sê, Here, ek het hulp nodig. Ek kan nie op my eie dit doen nie, of kan nie op my eie daar doen. My finansies, Here, het ek hulp mee nodig. Die Here is barmhartig, hy help altyd die wat uitreik. Nou, om te ons sien in Jesaja 14 vers 12 tot 22, waar die Here hierso praat van Satan, wat hy uit die hemel uitgewerp het, as gevolg van sy hoogmoed.
Hy sê in vers 1, hoe het jy uit die hemel geval, o môrester, seun van die daggeraad? Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldig van die nasies? En jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die noorde. Lees gerus verder tot op vers 22 oor dit wat gebeur het met die duiwel omdat hy trots was. Ja, as ons kyk na Filippense 2:3-4, moenie iets doen uit selfsug of uit ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Vers 4, julle moenie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die belange van ander. Dis soos ons gesê het, as jy 'n gees van nederigheid het, gaan jy eers 'n persoon, 'n ander persoon hoër ag as jouself, en jy gaan die minste wees. As ons dan ook verder kyk, ek dink ons gaan volgende week behandel oor bid die woord, want die woord is baie belangrik om te bid wanneer jy in gesprek is met die Here. Daar is soveel skrifte wat aansê en ek met jou wil deel. So ons gaan dit oorstaan na volgende week. Ons tyd is 'n bietjie min. Ons gaan nou dadelik oorgaan na die versoeke toe. Hierdie week se versoeke, en ek wil vir julle vra, bid saam met ons asseblief. Stree saam met ons in. Stuur julle versoeke in, laat ons saam met julle kan bid. Ons is baie dankbaar vir die wat hulle versoeke stuur. Ons is dankbaar vir die van julle wat saam met ons bid. Hou aan bid asseblief tot die Here vir ons deurkom. Die versoeke ons het hier vir 'n vroeggebore baba wat sukkel met die bloedsuiker. Kom ons bid en vertrou saam. Ons spreek lewe oor hierdie baba. Ons bid vir Karel vir genesing, vir Hepsiba vir genesing. Anoniem bid ons vir ingryping. Net die Here kan som 'n situasie red. En ons het nodig om vir die Here te vra, Here, gryp in hierdie gesin se lewe in. Dan bid ons vir pastoor Joss Sullivan wat ontvoer is. Ons weet nie en ons glo en vertrou moontlik teen hierdie uitsending uitgesaai word dat hy reeds gevind is en dat dit sal goed gaan met hom. En dan is daar 2 jeugmense wat pogings tot selfmoord gehad het. Kom ons sny dit af. Hierdie gees wat wil kom om te kom steel en te verwoes, ons kanselleer die werke van die vyand. Ons bid daarteen. Ons bid vir Anton vir genesing. Ons bid vir huweliksprobleme. En jammer, ons bid ook vir vertroosting van 2 huisgesinne wat iemand in die dood afgestaan het. Ons bid saam vir die dienste, vir pastore, predikers reg oor die land. Ons bid vir skole, vir onderwysers, vir wysheid, vir kinders en ouers wat ook hulle verantwoordelikheid sal aanvaar en nie net op die onderwysers los nie. En vir kinders se gedrag. Jy weet, daar is regtig tekort aan dissipline in die skole, kinders wat regtig net 'n hand uitdruk. Kom ons bid dat weer godsdienst eerste prioriteit sal wees in die land. Ons bid dan ook so vir Israel sonder ophou. Ons bid vir Suid-Afrika. Julle weet ons het baie hulp nodig in ons land en ons bid ook vir die herstel vir Amerika, die verhouding tussen Amerika en Suid-Afrika. En ons sê vir julle dankie. Ansie gaan vir ons afsluit en ook bid vir hierdie gebede. Dankie Ansie. Vader God, baie dankie dat ons in hierdie dag na U toe kan kom. Vader, ons bring al hierdie versoeke vanmiddag na U toe. U is bekend met elke versoek. Dankie dat ons kan bid, Here, vir die huwelik in ons land, vir pappas en mammas daar buite, dat U vrede en liefde en eensgesindheid sal gee. Here, ons bid ook vir ons jeug vanmiddag, want daar soveel druk op hulle is. Ons jong mense, my Vader, dat hulle, ons sien dat hulle uitroep vir hulp, dat hulle harte seer is en dat hulle dan Here, dat hulle selfmoordpogings aanwend, maar ons wil in hierdie middag kom vra, behoed en bewaar, beskerm ons jong mense, ons kinders, ons klein kinders. Here, dat ons as ouers, as oumas, oupas, tannies, ooms, ons kinders sal opvoed en sê, my kind, God is die antwoord. Jy kan nie jou lewe bou sonder hom nie. Dankie ook dat ons kan bid vir huwelike, dat ons kan bid vir vertroostings, Here, waar hulle geliefdes in die dood afgestaan het, dat U hulle self sal help om te berus,
dat hy self die vertroosting sal doen. Ons kom bid vir Israel, ons bid vir ons land, ons volk, ons regering. Here, dat ons werklik sal terugkeer, dat Suid-Afrika en Afrika sal terugkeer na God se woord. Baie dankie dat u elke versoek hoor. Vader, dankie vir die getuienisse wat inkom, van die goedheid en die grootheid van die gebede wat u verhoor. Dankie dat ons hierdie program kan afsluit, Here, dat ons ook met hulle wat nie seker is vandag, waar hulle heen sal gaan nie, dat ons kan vra, Here, vergewe ons sonde. Ons kom buig vanmiddag voor u en ons vra, vergewe ons en help ons om werklik kinders van u te word. Ons vra dit als in die naam van Jesus. Amen. Amen, baie dankie, tot volgende keer.